As jy jou Bybel saamgebring het, Handelinge 16 vanaf vers 16. Ek praat vanmôre met jou oor 'n kort woordjie, 'n tema, met 'n groot betekenis. Ek praat vanmôre met jou oor die tema opskudding. Sê gou vir die persoon langs jou, opskudding. Maar nee, ek hoor jou nie. Opskudding. Ek wil vanmôre so 'n bietjie uit Handelinge 16 met jou praat oor die tema opskudding. Nou, ons preek baie oor Handelinge 16, maar meer vanaf vers 23. Daar waar Paulus en Silas in die tronk is, en die aardbewing het gekom, en die tronkdeur het oopgegaan. Maar ons preek min oor die eerste gedeelte, en ek wil vanmôre so amper aan die einde van die jaar, wat ek so 'n bietjie met jou praat oor opskudding. Nou, verlede jaar toe die Here vir my die jaartema van die jaar bekend gemaak het ek nooit gedink dat die jaartema soveel opskudding sou veroorsaak het nie. Ons jaartema was kerk, en ons het oor meer as 2 of 3 Sondae is dit verby, en gaan die Here 'n nuwe jaartema openbaar. En terwyl ek hierdie week voorberei, is dit asof die Here my vra, hoeveel opskudding het die kerk in 2025 in Hartbeesfontein veroorsaak? Hoeveel opskudding het ek en jy wat die kerk is? Ons praat nie van 'n gebou met bakstene nie. Ons praat van my en jou, die Ekklesia, die kerk van Jesus Christus. Hoeveel opskudding het ek en jy in hierdie dorp veroorsaak? En daarom wil ek vanmôre so amper aan die einde van ons jaartema wil ek bietjie met jou praat. En weet jy wat, as jy nog nie opskudding veroorsaak het nie, het jy nog tyd. Die jaar is nog nie verby nie. Maar moenie dat hierdie jaar verbygaan en dat jy nie in Hartbeesfontein 'n bietjie opskudding veroorsaak het nie. Nou, die jaartema kerk het my amper in die hof laat draai. Moeilikheid gekry en die poppiewet was teen my. Sjoe, maar ek is opgewonde, want ek het opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak. Nou, lees gou saam met my. Handelinge 16 vers 16 sê, en terwyl ons op pad was, wie's dit? Dis Paulus en Silas. Terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêer gees na ons toe, wat vir haar eienaar deur waarsêery groot wins ingebring het. Vers 17. Sy het Paulus gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van die verlossing. Stop net gou daar. Die waarsêer gees, sjoe Marona, het jy gehoor? Die waarsêer gees maak 'n openbaring. Hy sê, sjoe, julle moet luister, dat hierdie manne wat verkondig nie net eenvoudige woorde nie, hulle verkondig die verlossingswerke van Jesus Christus. En is asof die Here vir my sê, dat in die laaste dae sal die klippe dit uitskree, dat Jesus is die koning van die koning. Die disippels het dit geweet, die volgelinge wou dit nie verstaan nie, maar die demone en die bose geese het geweet, dat Jesus is die verlosser van hierdie wêreld. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Vers 18. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om daar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Vers 19. En toe haar eienaar dit sien, dat die hoop vir sy wins weg was, het Paulus en Silas gegryp geword en na die mark voor die owerhede gesleep. Vers 20, en hulle het voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring in ons stad opskudding, omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedisse, wat vir ons geoorloof is, om aan te neem, om dit te volg, omdat ons Romeine is. Vers 20 sê, en hulle het hulle voor die regters gebring, en gesê, hierdie manne veroorsaak opskudding in die dorp. Sê gou geweer vir die persoon langs jou. Ek wil in hierdie jaar opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak. Paulus en Silas het opskudding in die dorp veroorsaak. Nou wat is opskudding? Opskudding, gisterand, net so voor ons eet toe kom Zia daar by my en sy vra vir my, oom, waaroor preek jy môre? En ek hou nogal daarvan, want dan kan ek my tema so 'n bietjie oefen, en ek sê, Zia, ek praat oor opskudding, en sy sê, what is it in English? Weet jy wat is opskudding? Opskudding beteken 'n groot beroering.
Dit beteken 'n versteuring van die atmosfeer. Dit beteken dat dinge verander en dat dit nie is soos wat dit was nie. Paulus en Silas loop, daar kom 'n vrou agter hulle aan wat 'n waarsêer gees het en hy irriteer haar en hy draai om. Hy beveel die gees om uit te gaan en dan die manne wat daar gebruik het om wins te maak, vat hom na die stad se bestuur toe en sê, help ons, hierdie mense veroorsaak opskudding in ons dorp. Hulle maak dit 'n bietjie de mekaar. Hulle maak dit vir ons ongemaklik en ek het gekom vanmôre met 'n eenvoudige boodskap. Ek wil jou vanmôre vra, wanneer laas het jy opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak? Wanneer laas het jy ongemak in jou dorp veroorsaak? Want die kinders van God is nie bedoel om oppervlakkig te lewe nie. Is nie bedoel om maar net rond te beweeg nie. Waar ons beweeg, moet ons opskudding in ons dorp veroorsaak. En ek wonder, en ek bedink die storie en ek sê, Here, help my, begin by my, dat daar waar ek my voet neersit, dat die aarde begin bewe, nie omdat ek so oulik is nie, maar omdat die duiwels weet dat God is in my, sy gees is in my, en wanneer ek in 'n plek in beweeg, dan begin dit bewe, want ek wil opskudding maak vir die koning wat ek kan bid. Ek lees nog al 'n paar keer in die Bybel opskudding. Daar in Handelinge 17 vers 5 getuig Paulus van Jesus Christus en hy sê, maar die ongelowige Jode het 'n klomp van die leegleers bymekaar gekry, want hulle was ongelukkig oor die woord wat uitgegaan het en die stad het opskudding ervaar. Wanneer die kinders van die Here opstaan vir wat reg is, as hulle opstaan vir dit wat verkeerd is, as hulle opstaan en sê nee is nee en ons ja is ja, dan raak die dorp ongemaklik en as die dorp ongemaklik raak, dan kry ons opskudding, want ek en jy is nie vir kleermannetjies nie. Hallo? Wat maak 'n verkleermannetjie? As die boksie rooi is, dan word ek rooi. En as die boksie blou is, dan word ek blou. Ek wil vir jou vanmôre iets sê, in 2025 het God nie meer verkleermannetjies nodig nie. Hy het mense nodig wat uitstaan, wat dinge doen wat vir God aanneemlik is. Ek en jy is nie 'n verkleermannetjie nie, prys die naam van die Here. Ek lees ook daar in Rut 1 vanaf vers 19. Nou Rut en Naomi was tog Godvreesende mense. Hulle sê en hulle, Naomi en Rut, het die pad gevat en by Bethlehem aangekom. En toe hulle Bethlehem inkom, het daar opskudding gekom. Hoekom? Van die disippels van God het die stad binne ingekom. Kan ek jou weer vra, wanneer laas het jou teenwoordigheid opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak? Ek lees daar in Matteus 21 vers 10, hy praat van Jesus, hy sê, en toe Jesus Jerusalem binne gaan, wat gebeur? Daar het opskudding, sê die Nuwe Lewende Vertaling, daar het opskudding in die dorp gebeur. Handelinge 12 vers 18 sê, en toe dit nag geword het, was die soldate van Jerusalem in opskudding oor die prediking van Petrus. Handelinge 17 vers 8, ek het baie voorbeelde. Paulus en Silas is besig om te verkondig die woord van Jesus. Hy sê, en hulle het die stad en die skare in opskudding gehad oor die nuus wat hulle vertel het. Mag ek jou weer vra vanmôre, wanneer laas het ek en jy opskudding in 'n dorp veroorsaak? Nie oor die kar wat ons ry nie, nie oor die klere wat ons dra nie, nie oor dit wat ons kan doen of die krag wat ons het nie, maar omdat ons opstaan vir wat reg is, omdat ons ja, omdat ons 'n verteenwoordiger van Jesus Christus in 'n donker wêreld is. Weet jy van jou nie? Wanneer dit donker is en die lig beweeg in die donker, dan beweeg die opskudding. En die Here wys my 'n prentjie in my kop hierdie week, dat daar's 'n ou groot stoor wys die Here my, en die hele stoor is vol rotte en muise en kakkerlakke, want dit is donker, en toe die lig aangesit word, wie ken hierdie prentjie, toe skarrel die kokkerrotte en die kakkerlakke en die rotte en die muise skarrel, want waar God se lig inkom, kan dit nie anderste as om die duisternis, die sonde, die demone, die duiwels te verdryf nie, en kry ons opskudding, want die gees wat binne in my is
is dieselfde Gees wat in Jesus was, wat hom uit die dood uit opgewek het. Ons sê altyd, Jesus is ons voorbeeld, God is ons voorbeeld. Haggai 2 vers 7, wie het geweet, daar's 'n boek in die Bybel met die naam van Haggai? Daarom so 2. Haggai 2 vers 7 sê, en die Here sal die nasies skud. Wat beteken dit? Daar sal opskudding kom. Maar weet jy wat? Die kerk het rustig geword. Die kerk het in 'n slaapposisie ingegaan. Die kerk het in 'n posisie gekom waar ons 4 besig is om geblus te word. En God sê nee. Ek soek 'n kerk, ek soek gelowiges, ek soek disippels wat opskudding in Hartbeesfontein kan veroorsaak. Opskudding beteken dat ons ingaan daar waar geen ander mens wil ingaan nie, dat ons anders te gaan wees, dat ons heilig gaan wees, dat ons nie geïntimideer sal word deur die crowd nie, dat ons geregtigheid gaan bevorder, dat ons onreg gaan haat, gaan nee sê vir slegte goed en dat ons die regte ding in elke situasie gaan doen. Is dit maklik? Skud jou kop. Nee. Onthou jy Johannes die Doper? Die Bybel sê daarin in Markus 6 vanaf vers 19 dat Johannes die Doper was gereeld in gesprek met Herodes gewees. En dan het hy vir Herodes die waarheid verkondig. Hy het op 'n stadium vir Herodes gesê, weet jy wat, jy verdien nie eers om 'n vrou en 'n kind te hê nie, want jy's sleg. Hy vergeef vir hom die reine waarheid. En Herodes was bang vir hom. Die Bybel sê, hy was bang vir hom, omdat hy geweet het, hy 'n regverdige man was, dat God se gees in hom ingebly het, en dat hy in staat was om opskudding te kan veroorsaak. Weet jy wat, as ek en jy met die wêreld praat, is hulle nie bang vir ons nie. Hulle is nie bang vir ons nie. Ons is maar net soos die wêreld. Ons veroorsaak geen opskudding waar ons gaan nie. As ons uit mense se geselskap uitgaan, dan moet hulle eintlik sê, "Sjoe, wat het nou gebeur? Sjoe, wat gaan hier aan? Sjoe, wat het gebeur dat 'n opskudding plaasgevind?" Handelinge 17 vers 6 sê, hierdie mense, maak gou so, hy praat van my en jou. Hy sê, hierdie mense het die hele wêreld omgekeer. Wanneer laas het jy Hartbeesfontein vir Jesus omgekeer? Wil jy gou 'n paar voorbeelde hê, want ek sien jy kyk my so met 'n frons. So 'n paar voorbeelde. Onthou jy, Jesus lê in die bootjie, en die disippels maak hom wakker en sê, Jesus, gee nie om dat ons vergaan nie. En Jesus staan op en hy bestraf die wind en toe alles bedaar, toe sê die disippels vir mekaar, wie is hy? Dat selfs die wind en die weer hom gehoorsaam. En die Bybel sê, die Nuwe Lewende Vertaling, dit het opskudding op die land veroorsaak. Wil jy nog 'n voorbeeld hê? Handelinge 4, Petrus en Johannes is besig om die volk te leer oor Jesus. En die Sadduseërs raak ongemaklik en hulle vang hulle. Hoekom? Want die Bybel sê, van Petrus en Johannes het opskudding in die stad veroorsaak. Onthou jy 'n man met die naam van Paulus? Handelinge 28 vers 10. Hy kom by die eiland Malta aan, en toe hy sy hand so in die hout steek, toe buite adder hom. Ons het in hierdie week 'n slang in ons huis gehad. Sjoe, lyk jy slang nie. En die slang, nie in die huis nie, by die agterdeur, ekskuus. En die slang byt vir Paulus aan die hand, en hulle sê, Paulus het hom afgeskit, en die volk sê, sjoe, laat hy net bietjie daar staan, want hy gaan enige oomblik nou sterwe, maar niks gebeur nie. En weet jy wat? Die eiland kom in opskudding oor Paulus, wat nie doodgaan, omdat 'n adder hom gesbit het nie. Kan ek jou nou weer vra, wanneer laas het jy opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak? Geskit, sodat waarheid bo uitkom en die leuns afval. Geskit, sodat die duisternis kan verdwyn. Geskit, dat die leuns besig is om weg te gaan en die geloof bo begin uitstaan. Wie moet dit doen? Ek en jy. En jy sê vanmôre, sjoe, dis daarom net vir die pastoor en die ouderlinge en die diakens en vir die predikante en die dominees. Nee.
Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek gedoen het, sal julle ook doen en nog meer. En as Jesus op aarde opskudding veroorsaak het, kan ek en jy opskudding veroorsaak. Ek sê gou weer vir jou, jy is toe nou nie 'n verkleermannetjie nie. Jy is gemaak om uit te staan. Handelinge 5 vers 15 sê, en hulle het die siekes in die strate ingebring op beddens en op draagbare, sodat as Petrus verby hulle sou loop, dat sy skade weer op die siekes sou val en wat sou gebeur? Hulle gesond sou word. Nou wil ek jou verder vra, wanneer laas het jou skade weer die siekes in Hartbeesfontein gesond gemaak? So pastoor, jy vra 'n groot ding, ek vra nie 'n groot ding nie. Ek vra vanmôre dat ek en jy op 'n plek kom waar ons opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak, omdat ons kerk van Jesus is, en dat ons alles doen wat die kerk van Jesus supposed is om te doen en verteenwoordig. Ek sien jy frons vanmôre. Die pastoor het te veel vleis geëet hierdie week. Hy is nie lekker nie. Hoor gou vir my, die jaar is verby. En ek hou daarvan om so 'n bietjie stoktyd te doen so laat aan die einde van die jaar en om terug te kyk. En as ek terugkyk, dan sien ek bitter min opskudding wat die kerk veroorsaak het. Weet jy hoekom veroorsaak ons nie opskudding nie? Weet jy hoekom? Wil jy graag weet hoekom die kerk nie opskudding veroorsaak nie? So 'n paar dingetjies. Nommer 1. Ons is nie meer so gevul met die Heilige Gees soos wat ons gevul moet wees nie. Kan ek dit gou weer sê? Die kerk van Jesus Christus is nie meer so vol van die Heilige Gees soos wat ons veronderstel is om te wees nie. Paulus en Silas, ek lees daar in Handelinge 9 vanaf vers 17, dat die Gees van God het vaardig oor hulle lewe gekom. En toe dit vaardig oor hulle lewe kom, het hulle uitgegaan en opskudding in die dorp gaan veroorsaak. Wil jy 'n voorbeeld hê? Ek lees 1960 van 'n vrou met die naam van Catherine Kuhlman. Wie ken haar? Catherine Kuhlman. Hulle sê van haar dat waar sy beweeg het, het dinge verander. So as jy ooit 'n boek kan kry oor haar, lees dit asseblief. Waar sy gepreek het, het atmosfere verander. Hulle praat daarvan dat wanneer sy in 'n dorp 'n kerk gehou het, dan moes hulle die strate afblok, want die mense het letterlik honderde meters rye gestaan om by die kerk in te kom, om deel te kan hê van wat daar binne gebeur. Hulle sê dat bloedkankers het onmiddellik verdwyn. Verlamde mense het opgestaan en uitgehardloop. Mense met hartprobleme het opgestaan en niks mekeer nie. Dowes het begin hoor en mense wat werklik waar krisisse in hulle lewe het uitgegaan en oorwinning gekry. En dan hou hulle met haar 'n vergaderingkie en hulle praat bietjie met haar, dan sê sy, ek hoor die mense sê, ek is die Petrus van die moderne era. Maar hoor gou mooi, sê sy, ek het niks. Ek is niks, maar ek ken die Heilige Gees. Ek is niks, ek het niks, maar ek ken die Heilige Gees. En toe ek dit lees, toe besef ek net weer opnuut, vol van die Gees, vol van die opskudding vir die Here. Wanneer ek en jy op 'n plek kom, wat ons weer vol word van God se Gees, sal ons wonderwerke daar buite begin doen. Daar in die bidkamer bid Sanchin, sy sê, Here, ons kan niks doen sonder u Heilige Gees nie. En ek sê, Here, dis presies wat ek vanmôre preek. Die Pinkstergeleedere is besig om sy erfenis te verloor. Ons is besig om die salwing te verloor, en ek gaan net daaroor praat. Ons moet weer op 'n plek kom waar die Heilige Gees ons eerste prioriteit is, en ons niks doen sonder die Heilige Gees nie. Met menslike krag kry ons niks reg nie. Met menslike planne kan ons niks doen nie. Geen charisma en geen talente kan doen wat God se Gees kan doen nie. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. Weet jy wat doen krag? Krag veroorsaak opskudding net waar hy beweeg. En elke opskudding in die Bybel
En elke opskudding wat daar gebeur het voorgegaan met die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 2 lees ek so mooi, hy sê, en die Heilige Gees is uitgestort en 3000 kom tot bekeer. Weet jy hoekom kry ons niks gedoen nie? Ons het nie meer so vol van God se Gees, soos wat ons veronderstel is om te wees nie. Sonder God se Gees is hierdie woorde net klanke. Sonder God se Gees is ons bediening maar net 'n program en sonder dit is dit maar net 'n lawaai. Maar wanneer God se Gees inkom, dan kan ons opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak. Kan ons opskudding in ons dorp veroorsaak. Sonder God se Gees is ons vrugteloos en ons het geen visie nie, het ons geen krag nie, het ons geen invloed nie, het ons geen transformasie nie, het ons geen opskudding nie. Maar wanneer God se Gees oor ons lewensvaardig word, dan kan berge beweeg, kan ons mense tot bekering kry, kan ons wonderwerke doen, kan ons diensbaar wees en kan Hartbeesfontein in opskudding raak vir Jesus Christus. Johannes 15 vers 5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. Ek lees 'n interessante ding. Die Bybel sê, dat toe Jesus uit die woestyn uitkom, was hy vol van die Heilige Gees. En hy het uitgegaan en wonders en tekens gaan doen. Ek en jy wil uitgaan sonder die Heilige Gees, en dan sukkel ons, en ons kry nie reg wat ons moet doen nie, en ek is vanmôre hier met 'n eenvoudige boodskap. In 2026 gaan ons baie meer aandag gee aan die Heilige Gees. Ons is 'n Pinkstergemeenskap. Ons is 'n Pinkstergemeente. En wanneer hierdie gemeente weer vol word van God se Heilige Gees, gaan Hartbeesfontein opskudding beleef. Kan ek jou hand sien? Wie's in vir dit? Nommer 2. Hoekom veroorsaak ons nie opskudding nie? Ons het nie meer die vrees vir die Here nie. Want ek het in die begin van die jaar so 'n bietjie hier aangeraak. Paulus en Silas het God gevrees en daarom was daar opskudding in hulle stad gewees. Handelinge 9:31 sê, en die gemeente van die hele Judea, Galilea, Samaria het vrede met mekaar gehad en vrede gewandel omdat hulle God gevrees het. Paulus was deel van dit. Silas was deel van dit. En as ek en jy weer op 'n plek kom, nie dat ons bang is vir die Here nie, maar ons het ontzag en eer en respek vir die koning wat op die troon sit. As ons weer daardie eer begin terugbring, sal ons opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak. As jy nie daai Sondag hier was nie, kry asseblief daai preek. Filippense 2 vers 12 skryf Paulus self, hy sê, God wil gedien word in vrees en in bewing, maar die kerk van Jesus Christus het hulle vrees vir God verloor. Wil jy weet of jy vrees vir God verloor het? Gaan kyk gou 'n bietjie wat op jou selfoon aangaan. Kyk 'n bietjie met watse geselskapies jy besig is. Kyk 'n bietjie na watse storieetjies jy kyk op televisie en vinnig sal jy agterkom of jy vrees vir God het of jy geen ontzag vir die Here het nie. En ek is vanmôre hier nie om te beklei nie. Ek is hier met 'n dringendheid in my hart om te sê, ons het hierdie jaar 52 preke gehad en ons het elke oggend 'n boodskap en die hele dorp suis van die woord van die Here, maar ek sien nie opskudding in Hartbeesfontein nie. Dis omdat ons nie gevul is en opnuut vol gemaak word met God se Gees nie en ons het nie die vrees van die Here in ons lewens nie. Ek praat van myself. Ek sê dit altyd, wanneer ek met jou praat, het God eerste met my gepraat. Die Heilige Gees moet opnuut prioriteit in my lewe kry. Die vrees van die Here moet nuut prioriteit in my lewe kry. Ek moet heilig lewe, ek moet sonde bewus raak, ek moet 'n verhouding met God hê, ek moet na wysheid soek, ek moet nie onkundig wees nie, ek moet herlewing bid, sodat ek die Here kan vrees en daar opskudding in ons dorp kan kom. Onthou jy Handelinge 16 vers 25? Paulus is in die tronk en omdat hy die Here gevrees het, die oomblik toe hy begin lofsange aan die Here bring, toe val die boeye van sy hande en sy voete af en die deure van die tronk gaan oop. Is jy vas in 'n tronk, begin om die Here te vrees en die Here gaan vir jou wonders doen. As ek net so nou en dan
in die dorp rondry en hoor wat in ons dorp aangaan, dan sê ek, Here, bring die vrees van God in ons dorp terug, soos nog nooit van tevore. Ek lees van 'n man, sy naam was Noag, Genesis 6 vanaf vers 9, hy sê, hy was 'n man wat regverdig geleef het, 'n man wat God gevrees het, en toe hy 'n ark bou, weet jy wat gebeur? Daar kom opskudding in daardie stad. Hoekom? Want hy het God gevrees. En ek wil jou vanmôre vra, elke oggend wanneer jy opstaan en jy jou voete so van die bed afgooi, dan sê jy, Good morning, Holy Spirit, come fall afresh on me. En as jy begin in hierdie huis loop, dan sê Here, U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U moet gevrees word, U moet aanbid word. Here, my lewe moet 'n offer wees aan die Here. Alles wat my lewe verteenwoordig, moet spreek dat Jesus die koning van hierdie liggaam is. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. En daarom moet ek en jy die Here vrees. Nommer 3. Ek is amper klaar. Weer is warm. Ons kort ware bekeerlinge. Ons kort ware bekeerlinge. Mense wat totaal en al uitverkoop is aan Jesus Christus. Mense wat klaar maak met die sonde, mense wat wedergebore raak, mense wat 'n verhouding met Jesus het, mense wat geloof in aksie sit. Onthou jy vir Paulus? Hy was besig om Jesus te vervolg, maar op die pad van Damaskus kom hy radikaal tot bekering. Hy het 'n rein lewe gehad, 'n diep geanker geloof gehad. Hy's nie deel van die wêreld gewees nie. Romeine 12 vers 12 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Nee, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. As jy nie totaal uitgekoop is vir Jesus Christus nie, gaan jy geen verskil in jou lewe daar buite maak nie. Dit praat van uitverkoop. Dit praat daarvan dat ek weet hoe afhanklik ek van die Here is, hoe heilig ek moet lewe, hoe my begeerte moet wees om elke dag meer en meer soos Jesus te word, en dan, wanneer jy radikaal tot bekering gekom het, waar ook al jy jou voet sal neersit, sal jy opskudding in hierdie dorp veroorsaak. Jy sê, pastoor, dis bietjie laat in die jaar vir so ernstige boodskap. Dis die regte tyd. Die jaar is amper verby. Ek wil jou vra om opnuut gevul te word, om 'n vrees vir die Here te kry, en om waarlik tot bekering te kom. Om klaar te maak met die wêreld. Om klaar te maak met dit waarmee ons besig is. Dit is sê, Here, van hierdie oomblik af, draai ek my rug op dit wat verkeerd is. Ek strek my uit wat vanaf voor is. Bekleermannetjies maak nie opskudding nie. Ware, bloedgewaste kinders van die Here maak 'n verskil daar buite. Weet jy wat kort ons nog? Die salwing. Die salwing. Verseker het Paulus en Silas die salwing gehad, en sonder die salwing kan jy geen opskudding daar buite veroorsaak nie. Jesaja 10:24 sê, dat is die salwing wat die juk breek, nie 'n mooi gebou en 'n mooi verhoog en 'n mooi banke en mooi musiek en al hierdie goed nie, dis die salwing wat die juk breek. En wanneer jy gevul is met God se gees en God jou gesalf het met sy salwing, sal hy ook die woorde in jou mond sit om daar buite 'n verskil te gaan maak. Die sleutel tot 'n kerk wat groei, die sleutel tot opskudding, die sleutel tot 'n redding van siele, die sleutel tot genesing van siele, die sleutel tot opskudding lê nie in ons programme nie, dit lê in die salwing van die Heilige Gees. Sonder die salwing kan ons niks doen nie. Sonder die salwing is ons niks. 1 Johannes 2 vers 20 sê, en julle het die salwing. En julle het die salwing van die Heilige Gees. Jy het vanmôre die salwing. Jy het vanmôre daardie ekstra ding wat die wêreld nie het nie. Daardie ekstra wat die wêreld nie ken nie. En al sing ons dan net, ons gaan juig daar in die hemel, dan begin die vuur te val. Sonder die salwing het ons maar net 'n program. Het ons maar net nog ietsie waarmee ons julle wil besig hou. Die salwing verander. Die salwing is dit wat die juk breek. Sagaria 4 vers 6 sê, dis nie der krag
of deur geweld, maar die Gees van God, wat ons die berge sal verskuif. Kry gou die prentjie. 'n berg is besig om te skuif. 'n berg verskuif nie stilletjies nie. As 'n berg verskuif, dan is daar opskudding. Jy kan maak wat jy wil in jou eie krag. Jy sal nie berge verskuif sonder die salwing van die Heilige Gees nie. En ek bid dit, Here, bring terug die salwing. Here, bring terug die salwing van die Heilige Gees. Here, bring terug die salwing, bring terug die vuur, sodat ons daar buite nie net doodgewone mense kan wees nie. Ek wil daar buite nie net 'n buis wees nie. Ek wil 'n opskudder wees vir Jesus Christus. Dis die salwing wat die juk breek. Ek sluit af. Weet jy wat het ons nodig in die laaste punt? Dapper manne en vroue. Ons het nodig dapper manne en vroue. So jy sê, ek het eintlik gekom dat die pastoor my vanmôre so 'n bietjie bemoedig, want ek gaan deur 'n swaar tyd, dan moes jy verlede Sondag hier gewees het. Toe het ons bietjie gepraat oor, die Here kom en daai verjaagdheid in jou lewe, kom maak hy rustig en hy kom maak alles moontlik. Vanmôre het ons 'n dieper, bietjie iets meer ernstig. Die Here soek dapper manne en vroue. Nou, ek wil net gou vir die persoon langs jou sê, pastoor praat nou met jou. Kom aan, die pastoor praat nou met jou. Daar's 'n ou spreekwoord in Afrikaans wat sê, 'n bang Jan is 'n dooie Jan. Wie ken dit? As jy bang is, gaan jy geen opskudding veroorsaak nie. Nou, jy ken my, ek is klein en fyn en maar bietjie sag. Hier bo het ek baie guts, ek weet nie waar kry ek dit nie. Maar as ek daar buite is, dan is ek maar so bietjie skaam en teruggetrokke en stillerig. Maar weet jy wat? Dit help nie. Jy moet vuur binne in jou hê. Jy moet standvastig wees en dapper wees om daar buite te oorleef. Ek het dit so in die begin van die jaar gesê. Dit vat 'n man op 'n perd om opskudding in Hartbeesfontein te gaan veroorsaak. Josua 1 vers 6 kom God by Josua en hy sê vir Josua, Josua, wees sterk en vol moed. Ek dink hy het moed nodig gehad om 3 miljoene oor die Jordaanrivier te vat. Maar toe God aan sy kant is, toe kom daar opskudding, want Jerigo se mure val plat. Ons kort dapper manne en vroue, wat daar buite beweeg en sê, dit wat jy doen is verkeerd. Dit wat jy voorstaan is verkeerd. Dit waarmee jy besig is verkeerd. Dit is wat God van jou verwag. Dit is wat jy moet doen. As dit my ongewild maak, dan maak dit my ongewild. Maar God het 'n standaard en ek en jy moet volgens God se standaard begin lewe. God het 'n manier van dinge doen en hy worry nie oor wat jy daarvan dink nie. Hy sê, dit is hoe dit gedoen moet word. Pastoor is opgewonde, ek kan nie anders doen nie. Ek wil hê dat AGS Hartbeesfontein opskudding moet veroorsaak. Wanneer jy in 'n kafee inkom, dan moet hulle wegkruip en sê, daar's die apostolies alweer. Ek lees daar in 1 Kronieke 28 vers 20, Dawid praat met Salomo, hy sê, Salomo, jy sal moet sterk en dapper en volmoed wees. En weet jy wat kry Salomo reg? Hy kry die tempel gebou wat sy pa nie eers kon doen nie. En hy verander 'n dorp in opskudding. Rigters 6 vers 12. Ek leer vir ou Gideon ken, waar hy so 'n bietjie wegkruip agter die parskyp. Hy het nie moed en durf en krag nie. En God kom by hom en hy sê, Gideon, ek is met jou dapper held. Ons kort dapper helde daar buite, mense wat kan opstaan, 'n man op 'n perd, nie 'n bang Jan, om te kan sê, dit is wat God van my verwag. Weet jy wat gebeur dan? Dan word ek en jy, die disippels van Jesus Christus, wat dieselfde en nog groter dinge doen, as wat Jesus gedoen het. Ek het hier geskryf, dapper mense leef nie stilweg nie. Dapper mense word nie altyd van gehou nie. Dapper mense is baie keer ongenooid, maar ons is opvallend. Nie aanvallerig nie, opvallend. Want waar ons beweeg, sal mense vra, sjoe, wat het nou net hier gebeur? Die atmosfeer het verander. Dapper mense skuil nie weg nie.
Hulle het nie onsigbare geloof nie. Dapper mense laat ander mense altyd wonder. Dapper mense stap in gehoorsaamheid. Dapper mense doen wat van hulle verwag word. Dapper mense staan op vir God, terwyl die res van die wêreld, soos vir kleermannetjies op 'n smartie box, besluit aan watter kant van die draad hulle wil sit. As jy vir niks staan nie, sê die spreekwoord, dan val jy vir alles. Toe ek hiernatoe ry, sê ek, Here, ek wil nie meer 'n verkleermannetjie wees nie. Ek wil nie meer inpas nie. Ek wil nie meer doen wat almal van my verwag nie. Ek wil nie die ou stil teruggetrokke ouetjie wees nie. Ek wil opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak. Hoe doen jy dit? Jy bid en dan sê jy, o Heilige Gees, hier's ek. Kom vul my. Ek begin op 'n plek kom wat ek vrees vir die Here kry, soos nog nooit van tevore nie. Ek kom op 'n plek wat ek waarlik tot bekering kom en sê, Here, vir U alleen het ek lief en vir U alleen sal ek lewe. Dit kom op 'n plek waar ek my eie programme eenkant toe skuif en sê, Here, ek soek die salwing. Ek soek die salwing. En dit kom op 'n plek wat jy sê, Here, hier is ek. Ek is 'n dapper held. Ek is 'n dapper held. Stuur my. Wie sal ek stuur en wie sal gaan? Kyk, kom ek probeer weer. Wie sal ek stuur en wie sal gaan? Amper almal. Weet jy van jou nie? Ek is moeg vir normaal. Ek is moeg vir die smartie box en die verkleermannetjie. Ek wil opskudding in Hartbeesfontein veroorsaak. En ons gaan dit in liefde doen. Ons gaan dit in liefde doen. Want dis wat Jesus van ons verwag. Amen. Kom ons sluit ons oë. Sjoe, Here, dis eintlik 'n gevaarlike boodskap so middel November. Maar Here, dit is dalk 'n boodskap wat ons moet hoor vanmôre, dat ons bietjie sal terugkyk na die jaar wat verby is en terugkyk na dit wat ons gedoen en vermag het en mag ons dan vra, Here, hoe lyk my opskudding? Here, hoe lyk dit as ek wegloop daar waar ek was, het ek opskudding veroorsaak? En ek wil vanmôre kom bid, Here, begin by my. Here, begin by my en ek in my huis, ons sal die Here dien. Here, begin by ons en kom vul ons opnuut met die Gees, gee ons 'n vrees vir die Here. Here, help ons daai areas in ons lewens wat nog nie heel ten volle onder God se bestuur is nie. Here, ek bid vir die salwing soos nog nooit van tevore nie. En Here, maak my dapper om te kan sê, so spreek die Here. En Here, nou wil ek bid vir my gehoor, vir my gemeente, vir my skape en vir hierdie dorp. En ek wil bid, Here, help ons. Dis moeilik, Here. Dis moeilik om eenkant te wees en ongewild te wees. Dis moeilik as niemand van ons hou nie. Dis moeilik as ons uitstaan. Here, maar het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie. Mag hierdie kerk, ek en jy, die kerk van Jesus, uitgaan en opskudding veroorsaak. Mag ons mense se lewens gaan verander. Mag ons ja sê vir dit wat ja is en nee sê vir dit wat nee is. En mag ons in alles Jesus se naam verheerlik. As dit jou begeerte is, jy nie gou saam met my op jou voete staan nie. Net as dit jou begeerte is. Here, jy sien vanmôre 'n gemeente en 'n kerk wat opstaan. En Here, hier steek ons hand op en sê, Here, hier is ek, stuur my. Here, hier is ek, stuur my. En ek wil bid, Here, dat U ons sal dapper maak, om dit waarvoor U ons geroep het, te kan doen, tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Amen en amen.